Klim af jou limmel, jy is so lomp. Jy moet nie vir my kom staan by meer nie. Dis nie my skuld nie, Mario. Jy het geval waar ek wou val. Wat sê jy? Net wat ek sê. Wie is dit? Wag, Mario, ek wil aan jou vashou want ek is so vreeslik bang. Dis seker maar Pinocchio. Hy het saam met ons geval, jou swab. Hy moet tog hier iewers tussen die bome wees. Dis seker maar hy, ja. Ek voel baie lustig gee om 'n pak sla wat hy ons so swaar laat kry het. Ja, kom, ek is ook lustig gee om 'n goeie pak sla. Ja. Wat voer daai twee alweer in die mou? Kyk hoe sluip hulle deur die gras. Sien, maar dit lyk nie of hulle die man met die geweer al gesien het nie. Das hy. Ja. Hey, wat maak julle daar? Dit's lekker as die wild vanself na die jagter toe kom. En die ene het 'n bril op. Wonderlike vangs. Ek gaan baie geld vir hulle kry. Wat maak jy dan met hulle? Bly stil, Gina. Daar gaan jy mis, Pinocchio. Hoekom het hy nou 'n mus op? Wat's hier aan die gang? Lyk my daar's nog iets daarbo. Nee, wat wil die man met die geweer maak? Wil hy my probeer skiet? Dis te ver om my raak te skiet. As jy net oomlik stil bly. My liewe land is maar net 'n houtpoppie en 'n klein eentjie, fooi tog. Die twee moes maar seker tot bo in die boom geklim het. En wat is dit die? 'n Jakkals en 'n kat. Ek het nog nooit 'n jakkals met klere aan of 'n kat met 'n bril op gesien nie, het jy? Nog nooit nie. Ek sal hulle maar op die mark as 'n aardigheid moet verkoop.
Dit mag miskien nog die 2 skelms wees wat al daai hoenders verlede week kom wegdra het of hoe. Dis waar, as mense er 'n bietjie van naderby beskou, lyk hulle baie verdag. Ek het vergeet van die pop. Ja, en weet julle waar ek die pop gesien het? Bo in 'n boom. Oud pop in 'n wit eend, verbeel jou. Jy's regtig 'n baie ongeskikte man. Hoekom steek jy my en Gina in 'n sak in, hè? Ek gegee oor hoe net doen en jy weet ons was hier. Al wat ek weet is ons sit weer in 'n groot gemors omdat julle die ballon probeer steel. Julle moet gestraf word. Julle steel altyd hoenders. Ja, ek was maar net goed kom ek help. Ah, die houtpop is seker die leier van die bende. Mens kan ons hoor hoe hy die ander 2 skurke uitskel. Leier van die bende? Ek het nog nooit in my lewe 'n bende of so iets gehad nie en ek het nog nooit in my lewe iets gesteel nie. Ah, jy's nie die leier van die bende nie, maar jy's die skelmste nie waar nie? Kom julle, ek val uit die hemel en breek byna my nek en dan word ek sleg gesê ook. Wil jy nou vir ons kom wys maak houtpop met vlerke? Wie sê ek het gevlieg? Ons het met 'n ballon gekom. Met 'n ballon sê jy? Wat 'n ding is dit? Dis 'n tamaai ronde bal wat vol gas gepomp word en wat sweef want hy weeg minder as die lug. Wat 'n kaf stories is dit die? Wag maar, Cello. Miskien praat die kind tog die waarheid. Wie weet, miskien het hy met 'n ballon gekom. Ek praat die waarheid want ek het die vee beloof om nooit te jok nie. Wat 'n vee? Hæ? My vee. Maar die vlees is so heerlik en so sappig, ja. Heerlik, smaaklik. Kom eet jy nie, Pinocchio? Jy moet drink op Pinocchio. Ek moet so dag. Nog wel glo ek dat die hemel het geval. Wat moet hier? Hoekom eet jy nie? Man is baie lekker. Jy moet eet. Ek het nie bedoel om die mense te probeer kil nie. Vee word kwaad as jy iemand Ag, sy's simpel. Ek dink ons het regtig in die hemel het geval. Ja, dis wat hulle dink. Dis reg, ek het hulle van die ballon vertel, maar hulle wou nie na my luister nie. Daarom mag ek maar eet. Wag 'n bietjie. Dink jy regtig ons mag? Natuurlik, Tina, eet maar iets. Hier is vir jou appel. Ja. Smaak lekker. Lekker geëet? Heerlik. Nou ja, kom, ons moet nou gaan. Waarheen? Na die plek waar julle 3 geoffer moet word. Ons pluimvee word hoeveel weke lank al opgevreet en van ons plase af weggedra. Ons plantjies word uitgespit en verwoes en nou moet julle geoffer word om die geheimsinnige diewe tevrede te stel. Dis hoekom die vee julle hier uit die lug laat val het, om ons probleme op te los. Dis waarom ons julle moet gebruik, want dan weet die goeie vee ons waardeer julle. Julle mag dit nie doen nie. Wie wil nou 'n houtpop vreet of 'n pieperige ou eentjie met 'n tamaai groot kop, hè? Maar ons nog die tweede aan die ander kant. Hulle sal mos 2 lekker happies wees vir die diewe. Ja, jy moet ons uit. Ja. Mama, help. Luister meneer. Dit was nie die vee wat ons by die plek laat val het nie. Daarom help dit nie om daai 2 te offer nie. Dis 'n snaakse storie net, jammer ons glo jou nie. Nee, hulle kom saam. Ag nee. Wag eers. Ai, nou my neus. Ai. Die kerk is regtig niks verkeerd gedoen nie, nou maak hulle so.
Dit is omdat Pinocchio met sy simpel ou veetjie wou spog. Ek wil maar net hoe hy gaan wegkom. Wat maak jy? Probeer jy loskom? Ek speel mos rondom Tallyman, sommer vir die grappe. Vir die grap, pas jy nou tyd om grappe te maak, jy jou swap. Dan moet ons tyd maak om grappe te maak, Mario. Vergeet jy dalk dat die diewe ons lewendig gaan opvreet, Kato? Dan moes hulle nie ons lywe met die tou vasgebind het nie. Kato, hulle het nie gesê wie die diewe is, dit mag dalk nare ongedierte Dit was ander oues. Ta? O, klink grillerig. Dis die ongediertes. Daar kom hulle. Pinocchio, die stok onder elkaar maak daar by die hoor hulle daar. En sê nou hulle word opgevreet. Ons slaap. Vreet my eers die kat op my baie lekker vet, ek is brandbare vol bene wie julle. Dis nie waar nie, ek is pure velle been. Hy is vol sappige vleisies, maar ek smaak bitter. Hy brandkaf, ek smaak so met die syne, vat hom. Moenie eet nie, ek smaak gore bitter. Pinocchio, as jy hulle nie dadelik gaan help nie, dan gaan ek die goeie vir jou alles vertel. Maar ek is seker nou al te laat, Gina. Maak oop die deur, maak oop die deur, maak oop. Dit's verby en die aaklige diewe sal ons nou hopelik met rus laat. Huh? Hulle lewe nog. Hulle is nie opgevreet nie. Dis jammer, maar dit lyk nie die diewe was lus vir hulle nie. Nee, maar hulle was lus vir ons landerye. Die heininge sal weer plat getrap. Ja, dis julle skuld, want julle het te veel gespartel om behoorlik opgevreet te word. Sou jy dan miskien ewig gedwee gewag het om behoorlik opgevreet te word, hè? Ja, ek vrees dit help nie om hierdie twee ou lafaards weer lewendig op te offer nie. Ons sal hulle maar moet slag en dan vir die gediertes moet gooi. En buitendien kan ons dan die velle afslag en vir ons lekker warm handskoene vir die winter maak. Die werk van spek en boontjies dink julle, hè? Ons werk vir spek en Nee, wag, boontjies, maar laat julle hulle kan lewe. Ek het vir julle 'n goeie plan uitgedink sodat julle nooit weer skade van diewe sal ly nie. Het jy 'n plan om die diewe te verwilder, hè? Ja, Nou ja, dan sal jy daarom eers vir ons moet sê wat hierdie plannetjie van jou is. Miskien weet jy van 'n plan want jy het mos jou eie feetjie, né? ja, ek moet nog 'n hele storie van die vee vir julle vertel. Glo my, die oudpop is die enigste een wat julle sal kan help. Hy is geweldig slim en julle is tog raad op. Hy kan dan praat en hy's 'n houtpop. Ja. Wat gaan dit julle help as die diewe ons opgevreet het? Hulle sal net nie weer na julle toe kom om julle landerye te plunder. Is dit nie waar nie, sê vir hulle Pinocchio? Ja, dis waar wat die jakkals sê. Ag, jy is ons enigste toevlug. Jy moet ons help, Pinocchio. Ja, ek sal, want anders gaan die vee kwaad word. Jy weet ons is baie geheg aan jou, Pinocchio, en ons vriendskap groei nog steeds, ja. Ja, toe maar ek sal julle help. Jy gaan die wilde diere vang en ons twee red, né? Maar natuurlik, Pinocchio, jy's tog al een wat die verstand en die krag het om dit af te reken. Dis hoekom daardie goeie vee jou op die plek laat val het. Is dit nie so nie, Pinocchio? Moet nou nie beskeie wees, Dit ouma. sal regtig wonderlik wees as jy 'n plan kan maak om ons te help, kerel. Ag, toe help ons, Pinocchio. Ek sal julle help, maar dan begin ek nou sommer dadelik en julle my goed verstaan. Ja, sê hulle. Vannag was hulle al een keer hier. En daarom kan ons seker maar almal eers gaan slaap. Daar staan 'n voelverskrikker. Dis
Is vir my so lekker om 'n streep te trek, Gato. Hulle sê die diewe was nog nooit in die dag op hierdie plaas om die aardappels te kom uitspin. Maar ek is seker, hulle sal vir vandag kom en ek is klaar so bang. Om jou die waarheid te sê, ek voel dis alles weer Pinocchio se skuld. Daar moet jy aardappels steel, hè? ...141, 142, 148, 149, 145, 142, 150. Tog, ek hoor iets. 153, 155, 156, 109. Gato, ek dink ons twee moet nou hier pad gee want daardie gevreet staan my glad nie aan nie. Nee, my ook nie, maar wat maak ons dan met die sak aardappels? Begryp jy dan nie wie daai twee vieslike willevarke is wat daar aankom het, dis die twee diewe? Wat daarvan die sak gaan ons saam, ja. Waar gaan jy? Ek kom weg, Mario. Die sak is leeg. Ja, Pinocchio, hulle kom, hulle sal ons skoor daarvoor, dan kom hulle Pinocchio, ons moet Kyk, hy het met sy ou snoet in die boom vasgehardloop. Ja, daar. Maar die ander twee is nog springlewe. Lyk jy vriendelik. Hy kyk net, waar's my aardappels dan? Wat het van hulle geword? Dis niks nie. Hy weet hulle maar daai ou vet willevark het nie remme nie, mens moet hulle twee ook 'n bowe laat vashardloop. Is dit nie 'n wonderlike plan nie? Ja, sleg hier. Kom maar. Aha, die plan gaan werk. Kom aan, julle twee moet nou hier af. Ja, want julle moet baie vinnig op daai ander boom afpyl. Kyk, daar staan hy. Dis nie ver nie. Julle spring nou af en laat waai. En met 'n bietjie geluk sal die ander twee albei in die boom vashardloop. Toe spring nou af. Waarom wag julle dan nog? Toe kom aan. Dink julle nie ook is 'n wonderlike plan nie, hè? Hoor hierso. Hoekom spring jy dan nie maar eerder self hier af en lok albei varke na die ander boom toe Ja, nie, ek doen maar self. Nee, ek speel nie saam met Wat sê Pinocchio. julle daar? Mense wat gevaarlike planne uitdink, moet hulle planne maar self uitvoer. Ja, jy's die man wat saam moet hardloop. Ons so. Ons sal sien. Wat soek jy hier? Klim af. Ja, nee, nie so koppig wees nie. My plan het nog altyd gewerk en julle weet dit. Presies. Ja, maar ek wil niks Sê te julle doen nou, met julle gesê nie, dit was het 'n goeie plan. Sê nou. Nou moet julle loop, hoor.
plan het gewerk. Die plan het gewerk. Hoera, hoera, die plan het gewerk. Hi, ja, dit was 'n plesier. Baie dankie ook vir al die mooi geskenke. Ons moet nou gaan, Gina. Ai, Pinocchio, ek moet sê, dit was baie dapper van jou. Dis nie almal wat met hulle varke kan afreken nie. En weet jy wat? Ek glo nou regtig dat jy 'n nuwe blaadjie omgeslaan het. En ek gaan dit vir die goeie vee vertel. Dan sal sy weer vir jou lief hê. Ek wonder of jy dit alles vir die goeie vee moet vertel, Gina. En waarom nie? Die vee wil graag weet wat met jou gebeur en om 3 wille varke op jou eie van die gras af te maak is iets baie besonders. Miskien vergewe die vee jou al jou stoutigheid en jy kan op my staat maak om 'n goeie woordjie vir jou te doen, Pinocchio. Ja, maar die jakkals en die kat het daarom ook so 'n bietjie gehelp, Gina, maar dit was net 'n baie klein bietjie, verstaan jy? Regtig waar, maar ek het nie geweet nie. Vertel my hoe dit alles gebeur het, hè? Luister, dit het so gebeur. Wag nou, hoekom klink dit nou vir my of die jakkals en die kat die twee was wat voor die wille varke moes hardloop? Ja, dit was, maar ek het tog op daai een vark se rug geval en buitendien was dit my plan wat gewerk het. Dis buitendien die eerste wat ek hoor van die jakkals en die kat wat jou tog so oulik gehelp het. Nou ja, ek was so kwaad omdat ons so lafhartig was dat ek skoon vergeet het om jou te vertel. Dan moet ek die goeie vee liewer niks daarvan vertel nie. Jy hoef nie te dink ek voel skuldig nie. Hulle was so bang ek moes hulle uit die boom uitsmy. Moenie dink ek gaan ooit weer jou slim stories koop nie. Jy's 'n groot pik en 'n leienaar. In die volgende episode kry ek en Pinocchio 'n nuwe vriend. Sy naam is Greco. By hom leer Pinocchio om 'n horlosie te lees, sodat hy kan weet hoe laat dit is. En natuurlik daag die jakkals en die kat weer op. Hulle wou die goue horlosie weer in die hande kry, want dis hulle wat hom by die winkelier gesteel het. Ons het niks agtergekom nie, regtig waar nie. Maar nou mag ek nie verder vertel